Hallo julle, hallo graad 4. Dit is meneer Venske, dis is Mr. Venske hier, teacher Venske. Ek gaan vir julle gou net 'n paar riglyne gee oor hoe jy jou opstel moet skryf en ek gaan dit sommer op die skermpie vir jou wys en sodat jy kan weet hoe om jou opstel te skryf. So this will help you to write your essay. So please use this to help you write your essay. Goed, so ons gaan praat oor hoe om 'n opstel te skryf en dis dan vir graad 4 eerste addisionele taal, Afrikaans. Goed, so jy gaan 'n opdrag kry om 'n opstel te skryf. Nou dit sê 80 tot 100 woorde, maar die eintlike opstel wat jy gaan skryf is tussen 60 en 80 woorde. So dis 'n 2 tot 3 of 3 paragrawe. Goed, so hierdie is jou beplanningsgids en dit is wat jy doen wanneer jy gaan beplan vir 'n opstel. So kies 'n onderwerp en beplan jou storie in 3 dele. Nou wanneer jy 'n onderwerp gaan kies, dan gaan jy dit kan doen in klastyd wanneer ons Afrikaans het, maar in hierdie geval wanneer jy dan nou die opstel gaan skryf vir assessering, vir formele assessering, dan gaan jy 'n onderwerp ontvang waaroor jy dan moet skryf. Goed, so as jy nou jou onderwerp ontvang het, dan beplan jy jou storie in 3 dele. Jou opstel gaan jy beplan in 3 dele. Die eerste ene is jou inleiding, jou introduction. Dit gaan oor die wie, wat en waar. En dis so 1 tot 2 sinne. Die volgende deel van jou opstel gaan wees of gaan insluit die inhoud. It's the body. Wat het gebeur? Gebruik woorde soos eers, dan, daarna. En dis so 4 tot 6 sinne. En dan sluit jy af. Jy het 'n slot, jy have a conclusion, an ending. Hoe het dit geëindig en hoe het jy gevoel? En dis ook so 1 tot 2 sinne. Goed. Net so 'n paar nuttige woordeboek wat jou kan help in jou opstel. Koppelwoorde. Dit is soos eerstens, dan, want, skielik. Firstly, then, because, suddenly. Dan kan jy ook byvoeglike naamwoorde gebruik soos groot, blou, vinnig, vriendelik. Goed, big, blue, fast, friendly. Wees kreatief. Gebruik jou verbeelding. Ek gaan vir jou 'n opstel voorbeeld gee, 'n model example van 'n opstel en hoe dit behoort te lyk. Die titel van die opstel, My beste maat Ben. So waaroor gaan die opstel? Dit gaan oor my beste maat Ben. My beste maat se naam is Ben. Hy is 9 jaar oud en hy is in dieselfde klas as ek. Ben is baie lank en hy het kort bruin hare. Hy is altyd vriendelik en hy help my dikwels met my huiswerk. Ons hou daarvan om pouse saam sokker te speel op die sportveld. Ben kan baie vinnig hardloop. Na skool ry ons soms op ons fietsse in die park. Ons lag altyd baie lekker saam. Ek is baie gelukkig om 'n maat soos Ben te hê, want hy is eerlik en lojaal. So hierdie opstel was 84 woorde. This essay is 84 words. Goed, nou kom ons gebruik 'n sukseskontrolelys. Jy kan so 'n lysie gebruik om wanneer jy jou opstel geskryf het, na te gaan en te sien dat jy aan al die kriteria voldoen, dat jy alles gedoen het wat jy moet doen. Goed, so maak die volgende boksies as jy klaar is. Tick the following
boxes when you are done. Die titel. Begin by die titel. Het my opstel 'n titel? Does my essay have a topic? Struktuur. Het ek 'n inleiding, inhoud en slots? Do I have an introduction, content or a body and an ending or a conclusion? Interpunksie of leestekens. Het elke sin 'n hoofletter en 'n punt? Does every sentence have a capital letter and a full stop? En dan die woordtelling, is dit tussen 80 en 100 woorde? Now, like I said, the essay that you will be getting or the topic that you'll be writing is only 60 to 80 words. So jy gaan net van 60 tot 80 woorde skryf, tussen 60 en 80 woorde. Maar maak seker dat dit die regte aantal woorde is. Make sure it's the correct amount of words. En dan the neatness, die netheid. Is my handskrif leesbaar? Maak seker dat jou onderwyser en jou ouers jou handskrif kan lees. Skryf baie netjies, asseblief. Please write very neat. Goed. Beplanning, your brainstorming. Gebruik die volgende. Gebruik hierdie spasie om jou idees neer te skryf voordat jy begin. So wanneer jy jou beplanning doen, dan skryf jy, wat gaan my onderwerp wees? What is my topic going to be? Okay, and in that sense, you have already then received your topic. You can choose which one. Goed. Mense in die storie. Who are the people in the story? Who are the main characters? Gevoelens. Hoe het jy gevoel? Hoe het hierdie mense gevoel? Gebruik jou verbeelding, wees kreatief. Be creative, use your imagination. En dan wil ek vir julle vra, vra my asseblief om jou te help in klastyd. Jou sperdatum vir die rofwerk en die finale opstel is donderdag 12 Februarie 2026. Your due date for your planning and your draft and your final essay will be on Thursday, 12 February 2026. No later, please. Goed, so dan gaan die assessering so lyk, en nou gaan ek 'n ander skerm vir julle opsit, sodat ek vir julle kan wys hoe die opstel gaan lyk. So kom ons gaan na daardie opstel toe. Daar sien, hier kan jy sien die volgende. Hier kan jy die volgende sien. Dit is nou hoe jou opstel gaan lyk. Afrikaans, eerste addisionele taal, skryfwerk graad 4, kwartaal 1, en jy gaan die volgende doen, en jy kan sien daar is die instruksies. Die instruksies sê die volgende. Dit sê die volgende, ek gaan nou vir julle lees, dat ek net daar aangaan. Nommer 1, kies een van die volgende onderwerpe. So al klaar gaan jy een van 2 onderwerpe kry, so dan kan jy dit kies. Die eerste onderwerp moet verhalend wees, of die eerste tipe opstel moet verhalend wees, 'n dag by die dieretuin. Vertel wat gebeur het. Dan die tweede een, beskrywend. My gunsteling speelding. Beskryf hoe dit lyk, voel, en hoekom dit spesiaal is. So, your essay is either going to be a narrative essay where you tell about an event that happened, for instance, a day at the zoo. So that's where you tell what happened when you visited the zoo. Or you're going to write a descriptive essay. My favorite toy, and you're going to describe what it is, how it looks and feels, and why it's your special and favorite toy. Die tweede ding daar is, dan jou opstel moet uit 3 paragrawe bestaan, en onthou soos ek vroeër gesê het, jy skryf eerstens jou inleiding, jy stel die onderwerp bekend, jou liggaam, the body, jy gee meer besonderhede,
vertel die storie en dan die slot, die conclusion. Dis 'n kort afsluiting van jou gedagtes of gevoelens. Gebruik 'n beplanningsraamwerk soos 'n kopkaart of 'n breinkaart voordat jy begin skryf. So you can use a mind map to do your planning and your brainstorming. Die aantal woorde, soos ek vroeër gesê het, is dan 60 tot 80 woorde, dis so ongeveer 3 paragrawe. En dan moet jy jou beplanning en jou finale paragrawe op die papier geskryf wat voorsien word. En dan wil ek gou vir julle wys, hierdie is 'n assesseringsrubriek. So met ander woorde, dis hoe ek jou opstel gaan merk. So jy gaan 5 punte kry as jy uitstekende idees of baie boeiende idees het. Jy gaan 5 punte kry as jy logiese vloei met sterk paragrawe het, dis vir jou struktuur, jou 3 paragrawe. Jy gaan 5 punte kry as jou taalgebruik en woordeskat baie ryk is en min taalfoute het, en dan gaan jy 5 punte kry vir jou deeglike beplanning en jou finale produk. Maar kyk net, as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan jy, as jy dit nie behoorlik gaan doen nie, if you are not going to do it properly, you're not going to get good marks. So please look at this rubric. Kyk asseblief na die rubriek om te sien hoe jy dit moet doen, sodat jy baie goed kan doen met hierdie opstel. Goed. En dit is dan dit van my af. So, as jy enigiets nodig het, asseblief vra my gerus. En parents, please assist your child if they are struggling at home to write. And I will assist in class time. Dankie julle dat julle gekyk het na hierdie. Thank you for watching this tutorial on the essay.